Goeiedag en baie welkom. Ons dink verder saam aan wat dit beteken om goed te doen deur met hoop te lewe. Ek onthou op 'n keer het ons langpad gery en my kind het 'n verkyker opgetel om die beeste en die perde langs die pad te probeer dophou. Hy hou dit teen sy oë, maar binne oomblikke trek hy sy gesig op. Alles lyk so klein en so dof, sê hy teleurgesteld. Maar toe ek nader kyk, toe sien ek die rede. Hy kyk deur die verkeerde kant van die verkyker. Ons het eers lekker gelag, maar ek het in daardie oomblik in my hart net besef en iets geleer. Die lense waardeur jy kyk, bepaal hoe jy die wêreld sien. Jy kan die mooiste dinge naby jou hê, maar as jou lens verdraai is, sien jy 'n verwronge prentjie. En ek wonder, hoe dikwels leef ek self met so 'n omgekeerde verkyker voor my oë? Lees gerus saam met my uit 2 Korintiërs 4 uit. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ons ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Die beeld van die verkyker, die storie van my seentjie wat ek vertel, herinner my hoe maklik ons kyk kan skeef trek. Paulus sê God het sy lig in ons harte laat skyn. En vroeër in die hoofstuk praat hy daarvan dat hy nie moedeloos word nie, omdat God in hierdie storie is, omdat God deel is van hierdie bediening. God gee om oor ons. Hy's betrokke. En daarom kan ons hoop hê. Maar dis asof ons soms nie kyk na Jesus wat daar voor ons is en die hoop wat hy ons gee nie. Ons sien dit nie raak nie. Ons kyk deur verkeerde of verwronge lense. Miskien lense van wanhoop. En dan voel die wêreld donker. Jy hoor die nuus, jy kyk na jou eie uitdagings en alles voel deurmekaar. En hoop lyk ver en klein en ontoeganklik. Of lense van selfkritiek. Jy kyk na jouself en jy sien net jou mislukkings en jou tekortkominge. Jy vergroot elke fout en verklein God se genade. En weer eens, is dit dan moeilik om hoop te sien. Of die lens van sinies wees. Jy kyk na ander mense en na situasies, omstandighede en jy's net teleurgesteld, ontnigter. Jy glo nie meer dat verandering moontlik is nie. Wanneer ons so kyk met hierdie lense, dan voel dit asof alles buite beheer is. Ons sien dan net donkerte en ons mis die lig wat reeds daar is en ook in ons is. En dan as ons so kyk met hierdie lense, kan ons nie maklik met hoop leef nie. En dit is so, dat as dit nie was vir Jesus nie, was alles hopeloos. Maar Jesus is hier en Jesus lewe en nou raak Jesus se sterwe en opstanding die lens waardeur ons na alles kan kyk. Dit maak hoop meer as 'n ligsinnige of onrealistiese optimisme. Dit maak hoop eg en diep en onwrikbaar. Dit maak dat ons anders na die wêreld kan kyk en dus anders in die wêreld kan leef. Al is ons kleipotte wat maklik breek, wat beperk is, wat broos is, kies Jesus om ons te gebruik, om hierdie hoop uit te leef. Sy lig skyn deur ons. Maar soos my kindjie, sy verkyker moes regdraai om die diere helder en naby te sien, roep God ons om ons lense reg te draai, om deur Jesus na die wêreld te kyk, soos God ook so na ons kyk. So neem dalk ergens vandag 'n oomblik om jou lense reg te draai. Miskien aan die begin of die einde van jou dag,
Sit stil en haal diep asem. Identifiseer eers net jou lens. Vra jouself: watter lens gebruik ek vandag? Met watter oë kyk ek vandag? Is dit oë van vrees, van sinisme, van wanhoop? Bid dan en vra vir 'n nuwe kyk. Sê vir Jesus: Here, help my om deur U oë te kyk. Help my om U lig in my te sien en om my te sien. Kies dan vanuit hierdie gesprek een praktiese manier om hoop vir iemand anders sigbaar te maak. Dalk vir iemand wat dit vandag moeilik sien. Dit hoef nie groot of drasties te wees nie. Stuur net 'n boodskap of luister regtig na iemand. Help met 'n eenvoudige taak. Wanneer jy jou lens regdraai, kan jy begin anders kyk. En jy kan jou wêreld verander, sodat die mense om jou wat die Here op jou pad sit, saam met jou anders kan kyk. Bid saam met my. Here, te dikwels sien ons die lewe deur 'n skewe lens. Maklik voel ons alles is donker en hopeloos en deurmekaar. Ons vergroot probleme en verklein U nabyheid. Maar Jesus, U lig skyn steeds. Draai ons verkykers reg, Here, en laat ons leer om deur U oë te kyk. Laat ons U teenwoordigheid helder en naby sien. En laat ons ander mense sien as draers van U liefde en hoop ook. Here, help ons om onsself ook te sien as kleipotte, maar vol van U lig. Here, en wanneer ons moedeloos raak, herinner ons dat U lig altyd sterker is as die donker. Maak ons draers van hoop, sodat ander U lig in ons kan raak sien. Amen.